Welkom by Tafel vir Twee, waar ons saam aansit vir eerlike gesprekke, inspirerende stories en alles wat die troubedryf so besonders maak. Lemlie, baie welkom by Tafel vir Twee. So, vertel vir ons 'n bietjie meer van jouself. Wie is Lemlie en waar kom jy vandaan? Linka, dankie. Dit is my voorreg om jou eerste gas te wees op Tafel vir Twee. So ek is gebore in Bloemfontein, Vrystaat. Ek kom van 'n klein dorpie met die naam van Swaziland. En eintlik iets interessant oor my naam wat min mense weet, Lemlie is 'n Ierse naam. Dit beteken toegewy teenoor God. En my ouers het daai naam my gegee omdat ek 3 maande te vroeg gebore was. So ja, living miracle. Absolutely. Hoe special is dit? Yes. So, Lemlie, vertel vir ons 'n bietjie meer van hoe het jy in die diamantbedryf beland en besit jy dalk jou eie maatskappy? Deel bietjie meer met ons. Linka, so ek is eintlik gebore in 'n familie wat diamant ontgin. Ek onthou ek was 'n klein seentjie en ek en my suster het altyd die albaster game op die mat gespeel. Maar dit was met diamante, nie albasters nie. So ja. That must have been very fun. Ja, as jy klein is, weet jy nie eintlik waarmee jy speel nie. Die waarde. Jy weet nie wat die waarde nie, dat jy sien 'n blink klippie wat daar lê. En ja, so ek sal sê my familie is al generasies in dit. Ek is die 4de generasie. Ja. Ek het natuurlik in 2016 het ek na ek Israel besoek het, ek het vir 'n ruk lank daar gewerk en ek het in 2016 eintlik al reeds die company naam besluit wat Leshem Diamonds wat my company is. Nice. En ek dink as gevolg van my liefde vir Israel, die liefde wat ek het vir Israel, sal ek sê het ek op 'n Joodse naam besluit. Leshem beteken hidden gem. Oh, wow. So dit is Israeli en ja, van 2016 af het ek al die company begin stadig. Ek het eers artikels gedoen want ek het CA geswat. So vir my was dit ook maar 'n leerproses. Ons is in die ontginning van die diamante, maar om die juwele te maak is 'n hele ander bedryf, 'n nuwe veld. So eers CA gedoen, artikels gedoen en van daar af het ek meer en meer tyd spandeer in die bedryf en ja, nou maak ons juwele. So, dit is ongelooflik special. Ek wil net gou iets noem vir die van die mense wat nou nie weet nie. Lemas is een van my heel beste vriende. So dis vir my 'n groot eer en voorreg om vir hom hier vandag te hê en met hom te kan gesels en vir hom om sy storie te kom deel. So, Lemas, ons het 'n vraag vir jou. Op watter plek of tyd in jou lewe het jy besef dat diamante is toe nou nie eintlik net klippies nie, maar dat dit so 'n groter, dieper rol in so baie liefdesverhale speel? Ek sal sê eintlik toe ek jonk was, ek onthou die eerste keer dat ek saam met my pa na die sorteertafel toe gegaan het. Dit is waar die rowwe diamante gesorteer word. En ek onthou ek het dadelik die diamant uitgeken tussen die klippe. En jy weet, ek dink dit vat jou ouderdom om te besef of jy weet dat jy seker ouder moet wees om te besef dat iets waardevol is nie. Ja. Ek dink ek was 9 of 10 jaar oud en toe ek die diamant tussen die klippe sien lê, dit was 'n mooi grootte geel diamant, ek onthou dit. Selfde kleur as my baadjie. En ek het geweet dat dit is nie normale klip nie, dit is 'n spesiale klip en dit is eintlik, jy weet, in 'n oomblik staan tyd stil. Absoluut. Ja, dit is wat, jy weet, 'n diamant tydloos maak. 100%. Jo. Dit is werklik so gebeur, dit is nie. Ja, ek onthou die eerste keer 10. Wat ek kan onthou, ek was seker al vroeër saam, maar ek onthou ons gaan sorteer en wat jy doen is die sibbe wat jy omslaan. Seker 'n rowwe sibbe. Ja, so die masjien klassifiseer dit wat nou blink. Party blink klippe, party is nie diamante nie, party is net stukke glas wat ook opeindig. En ek onthou toe daai sif omslaan en die geel diamant, dit was 'n 42 karat. Ek onthou dit so goed. Hoe groot is dit? Soos 'n golf. Seker so dit is baie duidelik om te sien. Ek het geweet, natuurlik is my pa baie opgewonde want daar lê so 'n groot diamant op die tafel. Ja. Maar ek kon duidelik sien want die klippe, daar's 'n proses waar die klippe droog raak en waar die diamant dan nou ook droog is, maar as klippe nat is en die diamant is nat, dan kan jy nie die verskil so maklik sien nie, maar ek onthou die klippe was droog en ek het duidelik gesien. Hier staan hy. Ja, so dit is werklik hoe dit gebeur het. Dis so special. Oh my word, must have been an experience. Ja, dit was. Spesiale ervaring.
En wanneer het jy besef dat diamante speel eintlik so groot rol in liefdesverhale? Ek sal sê, ek wil sê, toe ek self verloof geraak het, want as jy die persoon is wat op jou knieë neersak, wel dit klink baie dramaties. Nee, maar as jy daai persoon is, jy gaan nie 'n gewone steen vat. Nee. Jy gaan 'n steen vat wat vir jou betekenis het, of 'n safier of 'n rubyn of 'n emerald. Ek dink wat diamante so spesiaal maak, en hoekom dit in verloofringe gebruik word meer as edelstene, is die feit dat dit letterlik miljoene jare vat om te vorm. As ons na natuurlike diamante kyk, dit vat miljoene jare om gevorm te word. Ek dink dit is wat dit spesiaal maak, veral met verlovings, want die persoon wat jy kies is nie enige persoon nie. En die steen wat in daai ring is, dis nie enige steen nie. So, dit is uniek en ja, ek wil sê met my eie verloving het ek dit besef, maar weer eens, ek het van jongs af geweet dat diamante baie spesiaal is, dat dit nie net glasstukke is nie. Dit is iets wat oor 'n lang tyd gevorm is, en wat, jy weet, deur druk en hoe dit gegaan het om te kom waar dit is. So vir my is dit 'n baie spesiale steen. Ongelooflik, dat iets wat so waardevol is vir jou en jou familie, dan ook so 'n groot rol speel in liefde en die huwelik. Wel, ek dink 'n diamant is, as mens dit vergelyk met liefde, dit het eintlik baie eienskappe wat ooreenstem. Omdat dit tydloos is, dit is een van jou mees waardevolste edelstene. So, ja, ek dink dit is 'n voorreg om in die bedryf te wees en om dit te kan gebruik in mense se lewens waar hulle verloof raak en in verhoudings waar, jy weet, waar liefde oorheers. Besonder. Hoe sal jy die proses verduidelik vir iemand wat dit nou nog nooit gesien het nie en nie 'n benul het hoe dit werk nie? Hoe gaan 'n rowwe rou diamant tot in 'n finale eindproduk verloofring? Dis 'n baie goeie vraag. Dit is wat meeste mense nie weet nie. Almal dink die diamant kom so uit die grond uit. Presies. Glad nie. So die rowwe diamant lyk baie anders as die geslypte diamant. Op die einde van die dag word dit geklassifiseer nadat ons dit uiteindelik ontdek het. Jy weet, dit is 'n sorteringsproses en dan klassifiseer ons eerstens die diamante tussen gem quality, near gem quality en dan non-gem quality. Dit is stene wat jy nie kan gebruik nie. Daai tipe stene word, jy weet, gebruik vir glas om glas te sny of industriële doeleindes. So jou gem quality en jou near gem quality wat ons dan nou geklassifiseer het as diamante wat geslyp kan word. Dit gaan oor na ons polisher toe en daar besluit ons wat se vorm om dan uit die diamant uit te haal. Gewoonlik gaan ons vir die grootste diamant om uit sy rouvorm uitgehaal te word, gesny te word. En van die snytafel af, vanaf dit gepolish is, dan beweeg dit na 'n laboratorium toe soos GIA of IGI, waar ons dan vir die diamant sertifikaat gee. En natuurlik dit bepaal die waarde van die diamant, want normaalweg kyk ons na 4 C's wat clarity, cut, color en karat is. So ons maak hierdie prys op nie, net vir die mense wat nie weet nie. Dit word bepaal. Dit is vasgestel volgens 'n internasionale standaard pryslys wat ons noem Rappaport. En dit is baie belangrik dat dit deur 'n sertifikaat of sertifiseringsproses gaan. En dit is die finale proses voordat dit dan nou in 'n ring gaan. Natuurlik is daar nou 'n ontwerpproses voor dit wat ons noem CAD design, maar van die myn tot jou die koper, sal ek sê klassifisering, sertifisering en dan natuurlik die ontwerpproses. Maar wanneer die kliënte ons kom sien, dan sit nou reeds op daai stadium. Op daardie stadium, 'n gevorderde stadium. Wat gereed is vir 'n verloofring of 'n item. Sjoe, dit is werklik interessant. En ek dink daar gaan so baie agter die skerms aan wat ons nie eers van weet of 'n benul het nie. Wat sal jy sê is jou heel gunsteling deel van die proses wanneer 'n paartjie na jou toe kom en hulle wil graag hê jy moet hulle verloofring vir hulle maak? Sjoe, ek dink vir my persoonlik, ek is nogals 'n emosionele mens. En vir my is dit as al die elemente van die ring saamkom. Gewoonlik ideaal as dit 2 persone se stories verteenwoordig en waar 2 stories een word en ek kan dit eintlik in die elemente van die ring waarneem. Wat jy eintlik doen is,
jy weet, jy skryf 'n storie of jy vat 'n storie wat reeds geskryf is Yes. en jy sit dit om in iets wat gedra kan word as 'n juwelierstuk, 'n ring byvoorbeeld. So ek sal sê definitief dis my gunsteling gedeelte van die ontwerpproses as daai elemente bymekaar kom en jy weet wat die storie is en die ring reflekteer die storie. Jy weet, en dit is 'n storie wat hulle kan vertel en kan oorgee vir die volgende generasie. Ek sal sê dit is definitief 'n jy weet 'n oomblik wat mens kan stil staan en kan waardeer van die proses, ja. Oh wow, want dis eintlik so interessant, jy ken hulle van geen kant af nie. Ja. Hulle met hulle liefdesverhaal met jou kom deel, waar dit begin het, hoe alles ontstaan het en dan beeld jy dit uit die emosies en die liefde wat hulle met mekaar ervaar het, beeld jy dan uit in iets fisies en tangible, as ek dit so kan stel en dis ongelooflik. Soms is dit nie so maklik nie. Mense, sal ek sê, sommige mense is baie privaat. Hulle wil nie eintlik te veel van hulle storie vertel of bietjie moeilik met jou deel nie. En dan sal ek, jy weet, om dit 'n persoonlike ervaring te gee, sal ek sê, hoorie, okay, waar het julle ontmoet? Wanneer het julle ontmoet? Vertel my bietjie of bietjie uit hulle uittrek. Yes. Want op die einde van die dag dink ek dis belangrik om iets te skep wat uniek is, wat jou storie verteenwoordig. Jy weet eerder as om te gaan vir wat die mark sê of 'n marktendens na te volg. So dit is soms moeiliker met sekere kliënte as ander. Party is baie oop en deel graag. En ander is meer gereserveer en jy weet, maar ek dink dit is tog belangrik veral in so 'n spesiale oomblik om iets van die storie vas te vang. En om dit permanent te maak, jy weet, in goud of om die oomblik te verseël in goud eintlik. So ons neig daarna toe om, jy weet. So volgende beweeg ons in liefde, verlovings en ringe oor die algemeen. So, in jou opinie, wat sou jy sê is die grootste fout wat paartjies maak as dit kom om hulle verloving te kies en te ontwerp? Ek sal definitief sê die fout wat hulle maak is om vir 'n groot steen te gaan, om ander mense te beïndruk. The bigger the better, ek joke. In plaas van definitief, maar dit is nie die geval nie. Nee. Ek sal sê definitief, jy weet, om vir 'n groter steen te gaan in plaas van 'n kwaliteitssteen. So om mense te beïndruk met 'n groot diamant. Nee, ek dink dis 'n fout wat baie algemeen is. Almal wil in vandag se tyd iets hê om te wys en te bewys. Vir die show, maar ek sal meestal, jy weet, die kliënt eerder verwys na 'n kleiner steen wat, jy weet, op die einde van die dag beter brilliance het. En mense is nie daar om ander mense te beïndruk nie. Dit is oor julle twee. 100%. So ons sit aan tafel vir twee. So ja, ek dink dis 'n fout wat meeste paartjies maak is, jy weet, dit gaan oor glam en glamour. Yes, hulle bly amper nie eg aan hulle as 'n paartjie nie. En op die einde van die dag is dit jy as die vrou wat die ring sal dra. So jou man gaan elke dag vaskyk daar en julle twee moet happy wees, nie not to please the crowd. Definitief eerder kwaliteit bo kwantiteit, sal ek sê. 100%. En ja, ek dink dit moet 'n persoonlike storie verteenwoordig en nie 'n storie vir die publiek om te geniet nie. Dit gaan oor julle twee. Absoluut. Is daar sekere ringstyle of diamante wat deesdae baie meer gewild is as ander? En boonop daai vraag wil ek graag by jou hoor, wat is jou heel gunsteling styl? Ek sal sê tans baie gewild in die mark is jou oudtydse diamante, jou old cuts. Wat gesny is in die 1700s, laat 8 tot en met die laat 1800s. Die diamante is gesny onder kerslig. So die fasette is meer chunky, dit is grower, is met die hand gesny. So dit gee baie meer 'n romantiese gevoel en oomblik eintlik op die, jy weet, die look en die gevoel van dit alles. Gunsteling styl definitief iets wat simplisties is, elegant, en ek eenvoudig. Ek dink les is definitief more. Absoluut. Vir my 'n enkelsteen op 'n goue band met mooi afwerking, fyn lyne. Ek dink die ontwerpstyl is meer belangrik as die hoeveelheid stene wat jy op 'n item sal sit of jy weet die detail. Ek dink dit gaan oor hoe dit ontwerp is, maar ek neig normaalweg na
jy weet, simplicity. En iets wat jou oog vang. Ja, iets wat tydloos is, iets wat jy kan oorgee vir die volgende generasie. Absoluut. En iets wat tradisioneel is, maar tydloos en wat nie uit die mode uitgaan nie. Wat sal jy sê, doen jy om paartjies te help om nie net enige ander tweede modegier te volg op Pinterest of Instagram of 'n foto wat hulle nou gesien het nie, maar hulle ook meer te help en te guide, wil ek amper sê, in die rigting van iets wat meer tydloos is en nie net waarvoor hulle sal moeg wees binne 2-3 jaar nie. Ek neig meestal, jy weet, eerstens om die kliënt te verstaan, om te verstaan waar kom hulle vandaan, Ja. wat is hulle persoonlike smaak. Ek sal baie keer vir die meisie vra of die vrou vra watter tipe kleur hou sy van, want soms weet hulle nie wat se metaal om te gebruik nie. Goud, wit goud, geel goud, platinum. So die tipe kleur wat jy dra, ek is byvoorbeeld ek hou meer van warm klere. Ja. So my keuse is meer geel goud as wit goud. So ek dink om die kliënt te verstaan, om te verstaan waar kom jy vandaan, wie is jy, wat wil jy hê, waarvan hou jy? Ek dink dit is waarin die oortuiging lê eerder. En dit help normaalweg om die kliënt te kry, jy weet, om die paartjie te kry, jy weet, na 'n finale ontwerp, want baie keer kom mense in en hulle weet glad nie wat hulle wil hê nie. Ja. Maar ek sal ook sê die afronding is om iets van hulle storie in die ring in te bring. Jy weet, 'n element van waar jy ontmoet het of iets wat jou ring uniek maak of jou juwelierstuk uniek maak. So dit is ons oortuiging wat ons bring eerder as om te gaan vir 'n modetendens wat jy moeg voor gaan raak. Ja. Ja, dit is waartoe ons neig, is om dit meer persoonlik te maak Ja. en uniek. Dis eintlik amazing as mens dink jy kan 'n simboliek Ja. kies wat Ja. weerspieël word in die ring Ja. van die paartjie. Maar dink jy of sou jy sê mense weet makliker en meer wat hulle nie wil hê nie as wat hulle weet wat hulle wil hê? Volgens my ervaring, ja. Is dit? Mense sal eerder vir my sê, oor ek wil nie die klou moet so hoog wees nie, of ek wil nie wit goud hê nie, of ek wil geel goud hê. Okay. Maar jy kry ook kliënte wat glad nie weet wat hulle wil hê nie. En dis dan seker moet jy, uitdagend. dan is dit weer waar jy hulle moet lei en dit is tog persoonlike, Ja. dit is 'n persoonlike ervaring. En persoonlike besluit, persoonlike keuse. So dit gaan oor jou persoonlikheid. Dit Ja, gaan oor wie jy uiteraard. is, dit gaan oor wat jy van hou. En ek dink om dit te vereenvoudig, ek sal sê omdat dit, jy weet, custom-made items is, Ja. is dit iets wat jou storie moet verteenwoordig. Anders dan kan jy net na 'n kettingwinkel gaan Absoluut. en iets gaan koop wat almal het. En ek dink die ideaal lê daarin om jou storie te skryf Ja. in die vorm van 'n juweelstuk, iets wat jy vir altyd kan dra en kan oorgee vir 'n volgende generasie. Ja. En dis iets wat jy saam skep en kies. So dit is tog so tailored to you as ek nou vir 'n lekker woord. Definitief. Ek het onlangs 'n kliënt gehad wat dieselfde ring wou gehad het as een van my ander kliënte. Toevallig wat hulle dit gesien het en ek het net gesê, luister, ons kan nie dieselfde ring skep nie. So ons glo ook daaraan om nie dieselfde ring te herhaal nie. Uniekheid. En dit gaan als oor uniek wees en dit is die ding van custom made. Oh. Dat dit is uniek. Ja. Selfs al is daar nie baie elemente van jou storie in die ontwerp nie, dit is tog uniek want Absoluut. Ja. Ek is bly jy doen dit eintlik. Jy mag sommige mense mag dalk dink hou die kliënt happy en doen net wat hulle wil, hou hulle gelukkig, maar jy het jou voet neergesit en gesê nee, dit is tog spesiaal vir hulle storie. Kom ek bewaar dit en hou dit kosbaar tot 'n mate toe en ons skep iets nuuts vir jou wat vir jou meer gaan werk en met jou gaan praat. Definitief, mens kan altyd 'n ander element insit, maar elke ontwerp is uniek en geskryf volgens 'n spesifieke storie. Absoluut. So daarom herhaal ons nie ontwerp 2 keer nie. Ons kan soortgelyk skep, maar jou storie is ons storie en jou storie is uniek. Amazing. Wat beteken dit vir jou om deel te kan vorm en voel van so groot spesiale oomblik in 'n paartjie se lewe? So. Ek sal sê dis eerstens 'n baie groot voorreg dat mense jou vertrou om deel te wees van hulle storie. Ja. Dit is ek sal sê dis een van die belangrikste keuses in jou lewe wat jy maak. So die persoon wat jy toelaat om dit vir jou te maak,
moet definitief jou vertroue hê. So vir my om vertroud te wees met so groot stap in iemand se lewe is, so ek sê, 'n voorreg. En dit maak my nederig ook, jy weet, elke keer as mense na my toe kom en ek sit met hulle en ek hoor hulle storie en jy weet, mense ervaar daai liefde. Ja. Ek dink dit is wat my, ek sal sê dit is wat my motiveer om dit aan te hou doen. Het jy al ooit 'n baie emosionele of onvergeetlike verloving of troustorie beleef? Ek sal sê elke verloving vir my is onvergeetlik. Jy raak deel van die kliënt, van die paartjie se reis. Stap 'n pad saam met hulle. Mens stap 'n pad met mekaar. Ek is 'n emosionele mens. Ek huil nou nie oor elke ontwerp nie, maar ek sal sê dat dit wel elke keer tog 'n mate van emosie bring. Daar was definitief 'n uitsondering. Dis 'n kliënt wat in Italië verloof geraak het. En die oomblik toe ek die video ontvang van hulle verloving en ek sien hoe verras sy was en die oomblik toe sy hande in haar gesig druk en die trane begin vloei en sy op en af spring. Ja. Dit is 'n oomblik wat my nogal getref het en wat ek besef het, okay, maar jy weet, mens maak 'n verskil in iemand se lewe. En daai oomblik is 'n oomblik soos geen ander nie. En die ring verteenwoordig tog daardie spesiale oomblik. Ja. Dit is wanneer 'n miljoen oomblikke saamkom as een oomblik en ja, dit is vir my priceless. Jo. Dit bly as ek my oë toemaak en ek moet dink wat is my beste oomblik in daai geval, sal dit definitief wees, ja. Ek kan net die gevoel imagine wat jy gekry het toe jy die video ontvang het. Ja, priceless. So nou beweeg ons in die waarde van 'n diamant in. Okay. So baie mense sê diamante is vir ewig. So wat dink jy maak tog 'n diamant op die einde van die dag so spesiaal? Linka definitief die feit dat dit byna 150 myl onder die aarde se kors gevorm word en dit vat miljoene jare vir 'n diamant. Jy weet 'n diamant wat gem quality is, wat ons kan sny en wat in 'n ring kan ingaan. Dit is miljoene jare wat dit vat om gevorm te raak. So daar is niks soos 'n diamant nie. Absoluut. Dis eintlik ondenkbaar, ondenkbaar, ja. Dit is 'n wonderwerk van die natuur. Ja. En dit is God-given. Amazing. En dat dit op so lang tyd kom en soos jy vroeër vandag vir my gesê het, hoe langer hy onder die grond is, hoe mooier, suiwer raak dit. Ja. Met hoër hitte en meer tyd raak die diamant meer perfek. En dit maak dit meer skaars en duurder natuurlik. Ja, ek kan dink. En meer spesiaal. Absoluut. Just dit regtig soos dit breek my brein. Honestly. So Lemley, as jy een wanpersepsie van diamante wat daar buite is kon regstel, wat sou dit wees? Die feit dat mense dink 'n diamant is indestructible. Okay. Ja. Diamante kan breek. Dit gaan als oor die suiwerheid van die steen en het die steen stres in die binnekant of nie. Ons het al diamante gehad wat gebreek het. En jy kan nie dit met die oog af sien. Nee, dis hoekom jy moet weet wat jy doen. Wat jy doen en die persoon wat dit vir jou doen moet jy kan vertrou om die regte diamant aan jou te verkoop. Een wat nie stres het in die binnekant nie, want as jy dit slaan of stamp of dit val, kan dit net in daardie oomblik te veel wees. Wat veroorsaak die stres op die diamante? Sou jy sê dit gebeur gedurende die ontginningsproses of is dit iets wat onder die grond? Ja, so wanneer 'n diamant stres in die binnekant het, dit beteken dat die diamant reeds so ontgin is. Dis nie iets wat ons as mens so dit kom so uit die grond uit. Dit kom so uit die natuur uit. Dit gaan oor die komposisie van die steen. Dit gaan oor, jy weet, oor watter tipe hoëte of laagte of wat is die omstandighede hoe hy geskep is. Sommige stene in die rof het reeds stres en selfs wanneer daai stene geslyp word, breek dit op die slyptafel. Dit skiet in stukke. Oh wow. Ja, dit kan so dun as jy weet poeier wees. Insane. Okay, maar sê maar nou op die slyptafel dit so iets sou gebeur en dit skiet in stukke. Ja. Gebruik hulle enigstens die kleiner stukke of gaan dit tot niet? Dit hang af in hoeveel stukke skiet die diamant. Okay. So as daar dele is van die diamant wat ons kan herstel of ons kan steeds 'n gedeelte uit dit uitsny, dan doen ons dit want dit is hoe jy waarde behou. Ja. Maar soms as die steen te veel stres het, skiet hy in miljoene klein stukkies. So dan sal jy basies die steen optel, maar dit sal in die vorm van
jy weet, van stof basies wees, diamantstof. Dit is wat ons noem. Wat sou jy sê moet mense weet of uitkyk voor voordat hulle die besluit neem of hulle nou in 'n diamantsteen of 'n ring sou wou belê? Ek sal definitief sê dat elke paartjie of ten minste een van die twee partye moet jy weet die nodige marknavorsing doen om te weet, jy weet, dit is min of meer wat die proses behels Ja. en dan natuurlik wat is ek op soek na? Soek ek 'n natuurlike diamant en dis die prys, jy weet, vir 'n natuurlike diamant of Ja. soek ek 'n lab diamant? Ek dink marknavorsing, ek dink is baie belangrik om te weet ja, wat jy op soek is na en dat jy met die regte mense, jy weet, in werking tree. Kan jy die marknavorsing wat jy voorstel mense doen, kan jy dit op jou eie doen? Of sou jy sê, gaan onmiddellik na iemand soos jy toe om natuurlik te help guide in die regte rigting? Of is daar genoeg inligting daar buite wat die paartjie op hulle eie sou kan uitfigure? Wel, definitief wat sal help is word of mouth, iemand wat al ervaring het, Yes, iemand naby aan wat jou, daardeur is. iemand wat daardeur is. Okay. Maar met vandag se tegnologie en al die bronne wat beskikbaar is, dink ek jy moet beide oorweeg en jou eie gevolgtrekking maak en op jou gevoel gaan, jy weet, en besluit wie wil jy gebruik om jou ring te maak. Maar soos ek sê, word of mouth is baie powerful. Vir my is dit belangrik dat iemand wat ek ken reeds ervaring het. Absoluut. En dit maak die proses makliker want dit is maar vertroue wat hoofsaaklik die rol speel, maar beide, marknavorsing op jou eie of deur iemand wat jy vertrou wat reeds daardeur is, sal ek hoogs aanbeveel. Okay. Ek het 'n baie goeie vraag vir jou, waaroor ek self bitter nuuskierig is. Wat is jou opinie of jou gevoel oor 'n lab-grown diamant? Ek dink labdiamante is 'n great alternatief vir natuurlike diamante. Okay. Vir diegene wat nie 'n natuurlike diamant kan bekostig nie, maar wat steeds die droom het om verloof te kan raak Okay. of te kan trou met 'n diamant. Sure. So jy is nie heeltemal gekant daarteen nie. Persoonlik nou. Wel persoonlik nee, my familie wel in mate. Okay. Omdat jy weet ons myn die diamante Absoluut. en dit vir ons gaan dit oor produksie en Authenticity ook. oorspronklikheid. Ek sal altyd eerstens 'n natuurlike diamant aanbeveel vir die kliënt, eerder 'n kleiner diamant, kwaliteit diamant as wat jy nou vir 'n baie groot lab diamant gaan. Ja. Op die einde van die dag bly dit persoonlike voorkeur van die paartjie. Natuurlik. Maar lab diamante dink ek is 'n fantastiese alternatief op natuurlik. Op die oog af lyk dit presies dieselfde. Ja. Ek kan dit nie uitken met die oog nie. Regtig. Glad nie, maar onder 'n mikroskoop kan jy definitief die verskil sien. Maar jy sal kan nie ons nie. Nee, Okay. die normale ou sal Jy's nie. geleer hoe. Yes. Okay. Op die oog af kan jy dit nie spot nie. So vir daai rede sal ek definitief, jy weet, my aanbeveling gee op lab en natuurlike diamante. Dit is die paartjie se keuse. Ons gee graag vir beide die So opsie. julle doen albei. Ja. Okay. En waarvan doen julle meer van of meer gereeld? Wat verkoop julle meer? Die mark deesdae neig meer na lab diamante, omrede dit meer bekostigbaar is Ja, en natuurlijk. dit stem ook meer ooreen met die behoefte van die kliënt. Okay. Sommige kliënte wil 'n groter diamant hê teen 'n meer bekostigbare prys en ek dink vir daai rede is dit 'n perfect fit op die einde Veral van vir die jou dag. jonger paartjies Ja, sekerlik. die jonger generasie wil meer blink en wys en flashy wees. Waar in die ou dae het jy eintlik 6 maande se salaris as ek reg is gevat Jo. en jy daai ring gaan koop Wow. of daai diamant. Maar dit was natuurlik daar was nie Nee. lab diamante in die ou tyd nie. So vandag die tye het definitief verander en ek dink ook omdat jy nie op die oog af kan sien wat die verskil tussen 'n natuurlike en 'n lab diamant. Wanneer sou jy sê het lab-grown meer 'n ding geraak of meer gewild geraak of het julle gehoor en uitgevind daarvan as jy sê dit was nie destyds in die ou tyd beskikbaar nie? Wanneer het dit so half sy verskyning gemaak? Definitief in die laaste 5 jaar sal ek sê die mark jy weet redelik gegroei in die afdeling van lab diamante. Okay. Sure, dis baie onlangs. Ja, dit is onlangs en die rede vir die groei in lab diamante sal ek sê is definitief omdat dit identies vertoon aan natuurlike diamante. Baie aanloklik. Sommige lab diamante vertoon mooier as natuurlike diamante omdat meeste van die
laboratorium diamante nie inclusions het nie. Jy kry deesdae van hulle wat wel inclusions het. Okay. Maar is dit nou foute of? Dis foute in die Okay. steen, waar jy natuurlike stene natuurlike foute het, Ja. soos wat uit die grond ontgin Maar is. dis eg. Maar meeste mense verkies 'n vleklose diamant en die lab diamante bied dit ook. Dit Ja. bied eintlik die perfekte diamant vir iemand wat nie 'n diamant kan bekostig nie en wat minder kan uitgee Ja. en hoef uit te gee Ja. en wie se behoefte op einde van die dag vervul word om te sê okay, ek het my 2 karat diamant of 1 karat. Wat is die vreemdste versoek wat jy al vir 'n ringontwerp gehad het? Linka, ek het nie lank gelede het 'n kliënt vir my die versoek gerig dat sy soek 'n 4 karat goue ring. So gewoonlik, jy weet, Hallo. die karat werk op stene. Dit is misleidend soms vir die persoon wat niks weet van 'n ring of 'n 100%. diamant nie. Ja. Maar op goud is dit net 9 karat, 14, 18 en selfs tot 22, maar sy het, jy weet, daarop neergedring dat sy 'n 4 karat, die ring moet 4 karat goud wees. So 4 karat goud. ja, so dit was nogal die uitdaging was groter om haar te oortuig dat ons het net slegs die laagste wat ons kan doen is 9. Ja. En sy het toe nou, jy weet, dink ek na iemand anders toe gegaan want Was sy nie ons meer kan van nie vir verantwoord nie? ons kon nie vir 4 karat gee, want ek kan nie vir iemand 4 karat gee nie. Ek kan vir hulle 4 karat diamant gee, maar Ja, dis nie 'n goud nie. ander En storie. 'n ander versoek wat ek van 'n kliënt gekry het, hulle het 'n baie Viking smaak gehad. En ons het toe nou die trouring gedoen. Hulle het getrou in 'n kathedraal ergens, dink ek in Nieu-Seeland. Oh, Maar wow. ons het vir die verloofring en die trouring gedoen. En die trouring het 'n vlamskerp marquis diamant gehad wat net aan die een kant vas was aan die metaal en dit kon letterlik, dink ek, as 'n wapen gebruik. Dit was so skerp. So jy kry dit. Jy kry mense met vreemde versoeke en Wow. ons probeer dit prakties moontlik maak, maar ek dink definitief die 4 karat goud was vir my priceless. Nee, dit Ja. gaan nie werk Ja, nie. met alle respek. Ekskuusie, nee. Ja, dit het nie gewerk nie. Wat was die mees unieke verloving waarvan jy al deel was? Linka, ek sal sê my eie verloving, vir die rede dat dit was my ouma se ring waarmee ek verloof geraak het. Ek en sy het voordat sy in 2019 oorlede is, het ons saam die ring ontwerp. Dit is eintlik 'n diamant wat vir baie lank in haar kas gelê het. Wow. Dit was geset in 'n ander ring Okay. wat sy nooit gedra het. Die ring was te klein vir haar en ek en sy die ontwerp voordat ek in die bedryf was, voltyds was, het ek dit saam met haar ontwerp, elke element het ons spesifiek in die ring ingesit en toe sy 2019 oorlede is, het ek die ring geërf. Wow. En ja, ek dink om haar deel te kon hê van my verloving was vir my 'n oomblik, 'n goue oomblik. Ja. 'n Oomblik wat stil gestaan het in tyd om te weet, jy weet dat sy is nie meer hier nie, maar sy is saam met my in die oomblik. Daar's iets Absoluut. van haar wat ek as 'n verteenwoordiging kan gebruik, Absoluut. as simboliek. Ja. En ek dink dit is ook belangrik, jy weet, in elke ou se storie om iets van jou verlede te kan, jy weet, vergelyk te en dra. saam te voeg en jy weet daai balans te kry tussen die verlede en die hede. Ja. Dis besonder spesiaal. Wow. Het jy al ooit 'n ringnoodgeval gehad wat jy op die laaste minuut moes oplos voor 'n verloving of 'n troue of enige storie in daai lyn? Linka, nee, jy sal my nie glo nie, maar ons probeer dit vermy. Ja, ten alle koste. Ja, want dit is nie 'n lekker verrassing of noodgeval om te hê nie. Nee. Normaalweg beoog ons eintlik om, jy weet, ten minste 'n week voor daai belangrike datum, troudatum of verlovingsdatum reeds gereed te wees, seker Ja. te maak dat die ring wel pas. Ja. En dat die, jy weet, kliënt reg is en gereed is om afgehaal te word. So nee, nog nooit nog nooit daardie ervaring gehad nie. Ek kan nie dink Dankie hoe dit tog. moet wees nie. Ek het dit ook nie van julle verwag nie. Nee, dit gebeur wel dat mense verkeerde ringgroottes deurgee en waar jy die kliënt nooit ontmoet nie. Maar dit is natuurlik gevalle wat absoluut die kliënt se risiko is, Ja. nadat jy hulle ingelig het oor ringgrootte Okay. en waar hulle, jy weet, spesifiek was dat dit die grootte moet wees. So ek dink dis gevalle waarvan ek nie weet nie, maar Okay. normaalweg maak ons 100% seker seker. dat daar geen verrassing vir die bruid of die bruidegom is op so 'n groot dag of vir die twee wat verloof raak nie. Nee. O, dankie tog.
Sê vir my, as jy vir enige bekende persoon daar buite 'n verloofring kon ontwerp, wie sou dit wees en hoekom? Dis 'n moeilike vraag. Maar as al een persoon is wat by my kom in my gedagtes, is dit Demi Lee Nel Peters. Sy was Miss Universe 2017. Ja. In die rede, as jy 'n rede wil hê, Ja. ek sal sê die rede hoekom ek haar uitsonder, sal ek sê is haar leefwyse. Dis 'n goddelike leefstyl en leefwyse wat sy volg. Definitief. Jy weet, as ek na haar reis moet kyk waar sy by South Africa was en toe Miss Universe en waar sy eintlik op die verhoog in daardie tydperk haar man ontmoet het en ja. jy weet, dit vat gehoorsaamheid om te wees op die plek waar jy moet wees. Dit vat 'n baie spesifieke alignment wat ons as mens nie uit ons eie kan doen nie. So vir my om dit te kan sien is iets wat ek waardeer en ja, ek sal graag iets wil maak vir iemand soos sy om haar storie te kan skryf in 'n stuk En dit vas wat dit als kan verteenwoordig, jy weet. So Kan sal jy vir my dit indink? ideaal wees. Want niks is onmoontlik nie. Niks is onmoontlik nie. As jy die luisteraar kan verras oor iets wat feitelik jy van bewus is van diamante, wat jy nie weet, nie dink baie mense van weet nie, wat sou jy sê is dit? Die feit dat almal dink diamante is so skaars, dit is nie so skaars nie. Dit word gekontroleer deur 'n paar eksterne faktore in die wêreld, deur sekere mense. Daar's 'n mark wat basies gekontroleer word volgens, jy weet, vraag en aanbod. En vir diamante om hulle prys te behou, word dit baie sterk gekontroleer om net 'n sekere hoeveelheid diamante vry te stel. So ons weet van the tip of the iceberg. Sekere diamante is baie skaars. Jy weet, diamante wat vlekloos is, wat internally flawless is met 'n baie wit kleur of 'n fancy pink. Ja. Iets wat baie gesogd is, wat baie skaars is, dit is skaars. Ja. Die mark hou dit nooit terug nie, maar jou normale klere wat wit of ligter wit is, waar daar 'n oorvloed van is in die mark, jy weet, word terughou of die mark sal dit reserveer vir die rede dat daar nie te veel moet wees nie, anders sal die prys ook nie wees wat dit moet wees nie. So ek dink dit sal 'n verrassing wees vir mense om te weet dat diamante is nie so skaars nie, maar 'n goeie kwaliteit diamant is skaars. Dit is waar wat jy sê. Wow, okay, ek het dit glad nie geweet nie. Regtig. Sure. Dis waarheid. So as ons nou diamante met die huwelik moet vergelyk. Druk vorm diamante en op 'n manier so ook vorm die uitdagings van die lewe ook sterk huwelike. So as ons nou 'n bietjie dieper gaan delf en vir jou moet afvra dat jy werk elke dag met simbole van liefde. So wat het liefde al vir jou persoonlik geleer? Wat liefde my persoonlik al geleer het, sal ek sê, is dat dit geduldig is, dis opreg, dis selfsugtig. En ek dink ware liefde is tydloos soos 'n diamant. Maar dit moet ware liefde wees. Want ja. Lemlie, wat dink jy maak die huwelik sterk lank nadat die ring aan die vinger gesit is? Definitief die fondasie waarop dit gebou word. Die oomblik wanneer die ring aan die vinger gesit word is eintlik bloot maar net 'n formaliteit dat jy mekaar kies. Absoluut. Maar daarna moet jy mekaar bly kies en dit is elke dag 'n keuse. So vir my is dit meer belangrik as die oomblik wanneer jy die ring aan die vinger sit. Dit is natuurlik belangrik want jy die commitment met daai persoon, maar ek sal sê die belangrikste is om mekaar aan te hou kies. Na die tyd, nadat die ring aan die vinger is. Definitief, dis wanneer die harde werk begin. Ja. As jy een stukkie raad aan elke verloofde paartjie in Suid-Afrika kon gee, wat sou dit wees? Maak seker dat jy weet dat julle equally yoked is. Ek dink dis die belangrikste. Definitief. En dan geniet die verlovingstydperk. Don't rush it. Ja, savor it. Want dit is ook duidelik. Ja, dis uniek, dit is spesifiek. En geniet die oomblik. Dis baie mooi. Laaste vraag.
Waarvoor is jy op hierdie oomblik die heel dankbaarste? Ek sal sê natuurlik om te kan lewe en om die voorreg te hê om aan te hou doen wat ek kan doen, om 'n verskil te maak in mense se lewens en om deel te wees van 'n koninkryk wat nie van die aard af is nie, maar iets wat ewigheidswaarde het. Oh yes, much higher above. Ja. Oh, So dit is iets wat ek voor baie dankbaar is. Dis amazing. So, Lemas, baie dankie dat jy vandag bereid was en die tyd uitgesit het om jou storie en jou kennis en jou ervaring met ons te kom gedeel het. Dit was ongelooflik om vir jou hier op die podcast te gehad het en ek waardeer dit regtig baie. So, waar sou jy sê kan mense jou vind as hulle dalk meer inligting wil hê oor diamante of 'n verloofring wil ontwerp, waar kan hulle jou kry? Lenka, dankie, dit was my voorreg om jou eerste gas te wees aan tafel vir 2. En mense kan my vind op Instagram, Leshem Diamonds, en ook as dit nou 'n e-pos is, lemli@leshemgems.com. Perfek, ek sal dit op die skerm sit. Perfect. Yay! Okay, is dit dit? Ag, dis dit.